Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 23ste Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: voormalige wêreldbokskampioen Zolani Tete vermoor in Mdantsane. Nog berigte: ANC beloof om tenderpreneurs harder aan te vat na die verkiesing. Eskom se 840 miljard rand onder die soeklig. Karibeker uitslaa is bekend. Lando Norris spring in eerste plek weg in Nederland Formule 1. Bokke verloor tragies teen die All Blacks. Suid-Afrika is in rou na die gewelddadige dood van die voormalige tweemalige wêreldbokskampioen Zolani Tete. Die 38-jarige Tete het Vrydag aand buite sy huis in Mdantsane in die Oos-Kaap doodgeskiet. Volgens die polisie het 2 gewapende mans wat balaklavas gedra het op Tete en 'n 27-jarige vrou wat saam met hom was losgebrand. Die vrou is verskeie kere gewond en is ook in die hospitaal opgeneem. Tete was glo besig om by sy huis aan te kom en het in sy voertuig gewag vir die hek om oop te maak toe die aanvallers begin skiet het. Hy is op die toneel doodverklaar. Die polisie het 'n moord en poging tot moord ondersoek van stapel gestuur. Daar is intussen 'n belangrike deurbraak. 2 mans onderskeidelik 30 en 22 jaar oud is in die Kugompo in hegtenis geneem in verband met die moord. Die polisie sê hulle ondersoek steeds die motief en dat verder arrestasies ook moontlik is. Tete was een van Suid-Afrika se bekendste boksers. Hy het wêreldtitels in 2 gewigsklasse verower en in 2017 wêreldwyd opslag gemaak toe hy Sibonisi Gonia binne slegs 11 sekondes uitgeslaan het. 'n Rekord vir die vinnigste uitklopbou in 'n wêreldtitelgeveg. Sy dood het groot skokgolwe deur die Suid-Afrikaanse sportgemeenskap gestuur. Sy familie het intussen gevra dat geregtigheid moet geskied, terwyl die polisie 'n beroep op die publiek gedoen het om enige betroubare inligting oor hierdie aanval aan hulle te verskaf. Meer as 1,2 miljard rand se openbare geld wat aan behuisingsontwikkeling in die Vrystaat bestee is, het vrae laat ontstaan oor waarom sekere projekte nie betyds voltooi word nie en waarom inwoners steeds op hulle huise moet wag. Die Vrystaat het volgens 'n antwoord van die Nasionale Departement van Menslike Nedersettings 154 geblokkeerde behuisingsprojekte. Die belangrikste rede is wat aangevoer word, sluit in ou projekte wat onvoltooid gelaat is, probleme met die goedkeuring van begunstigdes en kontrakteurs wat projekte verlaat het. Die situasie word verder bemoeilik wanneer onvoltooide konstruksiewerk aan vandalisme en verwaarlosing blootgestel word. Wanneer 'n projek vir lang tydperke stil staan, kan infrastruktuur beskadig word en moet die staat dikwels verder geld beskikbaar stel om die werk weer op dreef te kry. Die ANC het beloof dat hy na die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November 2026 strenger sal optree teen die sogenaamde tenderpreneurs wat volgens die party groot bedrag geld uit munisipaliteite se kontrakte verdien het. Die party se plan is om sekere dienste wat tans deur private kontrakteurs gelewer word, weer binne munisipaliteite in te bring. Dit kan onder meer vullisverwydering, sekuriteit, skoonmaakdienste, meterlesing en die vervoer van water insluit. Volgens die ANC is daar oor die jare heen kontrakteurs wat groot bedrae uit munisipale dienste verdien het, terwyl die werkers wat die dienste verrig het volgens die party nie altyd die voordeel daarvan gekry het nie. Die voorstel beteken dat munisipaliteite in die ANC-beheerde gebiede meer werknemers direk in diens kan neem. Hierdie aankondiging kom op 'n belangrike politieke tydstip met Suid-Afrika wat voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesings. 4 November 2026 is amptelik as die verkiesingsdatum vasgestel. Eskom se langverwagte herstrukturering bly onder die soeklig met groot finansiële en operasionele risiko's wat bestuur moet word, terwyl die staat probeer om die elektrisiteitsreës meer volhoubaar te maak. Die kern van die hervorming is om Eskom se verskillende funksies meer onafhanklik te laat funksioneer. Die regering ondersteun tans die vestiging van 'n onafhanklike staatsbeheerde transmissiestelsel operateur, oftewel 'n Transmission System Operator. President Cyril Ramaphosa het die eerste fase van die Eskom herstrukturering ondersteun. Die proses is egter ingewikkeld omdat Eskom steeds groot finansiële verpligtinge teenoor sy leners het. Een van die groot probleme is die vraag oor wie uiteindelik beheer en eienaarskap van die land se elektrisiteitsnetwerk moet hê. Die hersiene model hou sekere transmissiebates binne Eskom Holdings, terwyl 'n nuwe entiteit verantwoordelikheid het vir die bestuur van transmissiestelsels sal kry. Dit het kommer by sommige beleggers en krediteure veroorsaak. 7 Suid-Afrikaanse hoërskoolleerlinge van die Wes-Kaap het vir Suid-Afrika geskiedenis gemaak nadat hulle gehelp het om 'n internasionale ruimteontwerperskompetisie by NASA se Kennedy Space Center in Florida te wen. Die span bekend as Team ZA was Suid-Afrika se eerste inskrywing vir die internasionale Space Settlement Design Competition.
en ook die enigste Afrika span wat in die internasionale finaal deelgeneem het. Hulle het teen leerders uit onder meer Verenigde Koninkryk, Australië, Brasilië, China en die VSA meegeding. Die 7 leerders kom van verskillende skole in die Weskaap. Die kompetisie het van die leerders vereis om saam met ander internasionale deelnemers 'n gevorderde konsep vir 'n toekomstige ruimte en nedersetting en ruimtetuie te ontwikkel. Hulle wenvoorstel Hermes was ontwerp om tot 3000 mense deur die binneste sonnestelsel te kan vervoer. Die prestasie is veral belangrik omdat Suid-Afrika se eerste deelname en eerste oorwinning in hierdie internasionale kompetisie was. Die prestasie wys volgens onderwys en ruimte-entoesiaste dat Suid-Afrikaanse jong mense oor die talent en kreatiwiteit moet beskik om op die hoogste vlakke in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, oftewel STEM, te kan meeding. Die Springbokke het Saterdag 'n groot terugslag beleef toe hulle deur die All Blacks met 33-16 verslaan is op Ellis Park in Johannesburg. Die nederlaag het Suid-Afrika se indrukwekkende 12-toets wenreeks tot 'n einde gebring. Wat die uitslag nog meer verrassend maak, is dat die Springbokke met 13-12 punte voor was met rustyd, nadat hulle die eerste helfte sterk druk op Nieu-Seeland toegepas het. Die All Blacks het egter na rustyd beheer van die wedstryd oorgeneem. Hulle het uiteindelik 5-3 teenoor die Springbokke se 1 gedruk. Will Jordan was veral indrukwekkend met 2-3, terwyl Josh Mowie, Fabian Holland en Luke Jacobson ook oor die doellyn gegaan het. Die Springbokke se enigste 3 is deur Andre Esterhuizen gedruk, terwyl Cheslin Kolbe met sy skopskoen punte bygevoeg het. Een van die groot draaipunte het gekom toe Fabian Holland 'n Grant Williams koppie afgestorm het en self die 3 gedruk het. Die All Blacks het daarna die momentum behou en die Springbokke se verdediging al hoe meer onder druk geplaas. Die Springbokke het ook met hulle dissipline gesukkel. 2 geel kaarte in die tweede helfte. Dit beteken dat Suid-Afrika vir 'n tydperk slegs met 13 spelers op die veld was. Die All Blacks het hierdie voordeel goed benut. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het erken dat daar baie dinge is wat reggestel moet word, maar hy het beklemtoon dat die reeks nog nie verby is nie. Suid-Afrika moet nou die volgende 3 toetse wen indien hulle die reeks wil beklink. Die tweede toets vind Saterdag in Kaapstad plaas. Die Springbokke sal daar probeer om terug te slaan terwyl die All Blacks die geleentheid het om hulle voorsprong verder uit te bou. Vir die wêreldkampioene is die boodskap eenvoudig: die eerste geveg is verloor, maar die oorlog is lank nie verby nie. Die Formule 1 is vandag terug in aksie by die Zandvoortbaan in Nederland, waar die Nederlandse Grand Prix gaan plaasvind. Die McLaren-jaar Lando Norris sal die wedren vanaf paalposisie begin, nadat hy Saterdag in 'n uiters spannende kwalifiseringssessie die Mercedes van George Russell gewen het. Norris het 'n tyd van 1 minuut 11 sekondes aangeteken. Die Mercedes-jaar Kimi Antonelli sal vanaf die 3de plek wegspring met Norris se McLaren spanmaat Oscar Piastri 4de. Vir die tuiskare is dit egter teleurstelling, want Red Bull se Nederlandse ster Max Verstappen begin slegs vanaf die 7de plek. Verstappen sukkel volgens berigte steeds met die balans van sy motor en sal 'n groot uitdaging hê om deur die veld te kan beweeg. Russell kom ook met baie selfvertroue na die hoofwedren. Hy het Saterdag die spinrace gewen met Charles Leclerc 2de en Norris 3de. Dit beteken Russell het reeds gewys dat Mercedes vinnig genoeg is om McLaren by Zandvoort uit te daag. Die Nederlandse Grand Prix begin vandag om 1500 uur Suid-Afrikaanse tyd. Die wêreld se beste tennisspelers maak gereed vir die 2026 Amerikaanse Ope, maar hierdie jaar is daar nog 'n groot storie. Buite in die tennis, 'n rekordbedrag van 108 miljoen Amerikaanse dollar is beskikbaar gestel as prysgeld en spelervergoeding. Dit is die grootste prysbedrag in die geskiedenis van tennis. Die kampioene in die mans en vrou enkelspel sal elk 5,5 miljoen dollar ontvang, 'n verhoging van 10% teenoor verlede jaar. Die eerste ronde verloders sal ook 'n rekordbedrag van 140.000 dollar ontvang. Die groter prysgeld kom nadat topspelers die afgelope tyd aangedring het op 'n groot deel van die inkomste wat deur die Grand Slam toernooie gegenereer word. Die Amerikaanse tennisvereniging het ook 'n nuwe 2 miljoen dollar spelersondersteuningsprogram aangekondig. Die wêreld van sport en tegnologie is behoorlik verras nadat 'n Chinese humanoïde robot 'n tyd van 9,39 sekondes oor die 100 meter aangeteken het by die World Humanoid Robot Games in Beijing. Die prestasie is vinniger as die menslike wêreldrekord van 9,58 sekondes wat die Amerikaanse sprintlegende Usain Bolt in 2009 in Berlyn opgestel het. Die robot het Bolt se tyd dus met 0,19 sekondes verbeter. Die robot, bekend as Tingagong Ultra, is deur die Beijing Humanoid Robot Innovation Center ontwikkel. Dit het in die wedloop 'n ander Chinese robot, Lighting, net gewen. Lighting het die 100 meter in 9,47 sekondes voltooi. Dis egter 'n belangrike verskil. Hierdie prestasie is nie 'n amptelike atletiek wêreldrekord nie. Bolt se 9,58 sekondes bly die erkende wêreldrekord van menslike atlete.
Die World Humanoid Robot Games het vanjaar meer as 2000 robotte uit 16 lande gelok. Daar is 51 verskillende items, waaronder hardloop, sokker, tafeltennis en ander fisieke uitdagings. Die prestasie is 'n duidelike aanduiding van hoe vinnig humanoïde robotte ontwikkel word. China plaas groot klem op robotika en kunsmatige intelligensie, en sulke kompetisie word gebruik om nuwe tegnologie onder werklike omstandighede te toets. Die naweekse Karibebeker uitslae lyk as volg. Die Sharks 15-tal het 22, die Leeu's het 22 aangeteken, die Pumas het 14 opgestapel, teen die Griquas se 38 punte. Die Blou Bulle se 15-tal het 26 punte gekry, en die Stormers se 15-tal het 50 punte opgestapel. Vandag se wedstryd tussen die Vrystaatse Cheetahs en die Boland Cavaliers vind om 1500 uur in die Bloemfontein se Toyota Stadion plaas. Die punteleer vir die Karibebeker lyk as volg. Die Griquas is in die eerste plek met 26 punte, in die tweede plek is die Cheetahs met 21 punte, in die derde plek is die Pumas op 17 punte. Die Boland is in die vierde plek met 16 punte, die Stormers is in die vyfde plek op 16 punte, die Leeu's is in die sesde plek met 15 punte, gevolg deur die Sharks in die sewende plek met 13 punte, die Blou Bulle is in die agste plek met 5 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle is hier voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1629, Polokwane 1127, Lephalale 1532, Mbombela 1325, Mahikeng 1229, Pretoria 1528, Johannesburg 1626, Ermelo 825, Kalahari 1127, Gaborone 1630, Richards Bay 1523, Pietermaritzburg 923, Durban 1523, Port St Johns 1222, Pongola 1426, Maputo 1726, Bethlehem 923, Bloemfontein 722, Allewal Noord 623, Welkom 1124, Vryburg 827, Kimberley 924, Appington 1027, Prieska 826, Springbok 727, Karasburg 1026, Keetmanshoop 1328, Mariental 1229, Alexanderbaai 1030, Brandvlei 826, Loedersbaai 1636, Vredendal 828, Kaapstad 1020, Sutherland 521, George 1021, Jeffreys Bay 1120, Kaverra 1022, Graaff-Reinet 720, Kaaphooglas 818, De Aar 623, Molteno 218, Beaufort Wes 1022, Oos-London 1121, Mabalane 1728. 'n Verkorte weerberig per provinsie vir vandag. Gauteng helder en warm, Mpumalanga koel tot warm, gedeeltelik bewolk, in die Laagveld later. Limpopo provinsie warm, gedeeltelik bewolk, in die Laagveld later. Noordwes helder en warm, Vrystaat helder, koel tot warm. Noord-Kaap koel tot warm, winderig langs die kus. Die Wes-Kaap oggendmis in dele, anders koel tot warm en gedeeltelik bewolke langs die Suidkus. Die Oos-Kaap koel met wolke en oggendmis in dele. KwaZulu-Natal koel tot warm, gedeeltelik bewolk later met sterk kuswinde. Ons gedagte vir die dag: ons weet nie altyd wat môre gaan bring nie. Soms dra ons bekommernisse oor dinge wat nog nie eens gebeur het nie, maar vandag is 'n geskenk, 'n nuwe geleentheid om dankbaar te wees, liefde te wys en regte keuses te maak. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Sondag word vir almal toegewens.